the bridle of a horse in sure control, but can also be used by the enemy to slow you down. He wants to use your past, mistakes, and shortcomings against you so that you can't experience the freedom in Christ. Then it's sometimes necessary to let go and run free like wild horses on open fields and live free without the yoke of bondage. You are watching Wild Horses. Baie welkom by nog 'n episode van Wild Horses, saam met my Henny Volskenk. En vandag wil ek jou graag uitnooi om saam met my op 'n stukkie pad te stap saam met my wat ek self gestap het. Ek wil begin met hierdie voorreg om net te gesels oor iets wat op my pad gekom het. In my hand het ek 'n flitslig. En ons almal ken hierdie flitsligte en ek het al 'n paar van hulle gehad en ek het dit geskenk gekry. En met 'n boodskap wat gesê het, ek sal weet wanneer om hierdie flitslig te gebruik. En ek het, die tyd het gekom om hom te gebruik en wat 'n fenomenale flitslig vir so klein apparaat en wat hy geskyn het, hoe hy geskyn het. En hy het sy werk so goed gedoen. En soos enige flitslig wat 'n battery het, het hy op 'n punt gekom dat hy bietjie begin dim het. Dit is amper 'n indikasie om te sê dat, weet jy wat, herlaai hom. En ek het beweeg om te herlaai, en toe ek die konneksie inplak, soos hulle sal sê, die charger sal inplak, die herlaaier, en ek sit dit in die bron van die krag, toe weier hierdie flitslig om die krag te ontvang. En op daai oomblik toe besef ek, dat as ons nie die krag ontvang, wanneer ons dit nodig het nie, dan gaan ons begin al hoe slegter skyn, en ons lig gaan nie meer kan skyn nie. En ek wil kom by ons tema vandag, en ek wil vra jy moet saam met my kom, en as ons op die punt kom, of jy is die eerste keer wat jy hierdie episode kyk, of ons een van ons episodes kyk, wil ek vir jou sê, dis waar dit gaan begin, dis waar dit sal wees, tot die einde, en dis waar jy elke keer gaan om hierdie pad te stap, as 'n wild horse. Alles is die bron van hierdie, die bron van die krag. En ek wil graag hierdie skrifgie vir ons lees. Dis 1 Korintiërs 1 vers 18. En ek lees hom in die Engels, hy sê, "The message of the cross is foolish to those who are headed for destruction." En hierdie stuk is nou vir ons. "But we who are being saved know it's the very power of God." En ek wil vandag praat nie net oor die kruis nie, maar die betekenis van die kruis, die volwerk van die kruis. Ek wil hê jy moet saam met my delf. Ek wil die Engels gebruik, want hy beeld dit so mooi uit. Hy sê die beteken van die kruis in Engels is the means of cross. Hy is 'n skrif wat ook mooi is, wat hy herhaal. Hy sê, by the means of Jesus Christ. Maar ek wil die woord means vat, die Engelse woord means, die betekenis, wat ons weet van die kruis. En ek wil graag jy moet saam met my stap op hierdie stuk pad, want jy gaan dit nodig kry. Want as ons hierdie openbaring verstaan, die understanding het van die power van die cross, the full work of the cross, gaan elke ding wat ons moet aanpak en wil aanpak, en die verandering wat jy in jou lewe moet bring, gaan die ware krag daar lê, om die eerste stap te neem. Ons moet verstaan, is nie deur ons eie krag nie, is nie deur ons eie mag nie, maar deur die Heilige Gees. So die means of the cross, wil ek graag met jou deel. Ek wil net stop, as jy hom opbreek die woord means, beteken dit die volgende, dis 'n avenue, the means beteken, so dis die avenue van die cross, the path, the channel, the measure, the courage, the ministry, the equipment, the mode, the factor, the power, the system, the stepping stone, the roads is ons pad wat ons van praat, die route is die weg, die tegniek, die ways, dit is alles opgesluit in die woord means. So wanneer ons hierdie means opbreek, en ons sê means of the cross, means is the cross, die krag lê in die betekenis van die kruis. En ons vers sê dit, hy sê dis die ware krag waar ons moet inwees. En ek wil terugkom na ons flitslig toe, om vir ons te sê dat ons moet gereeld inskakel, om wat te doen, deur die mens van die krag, weer geherlaai te word, maar ek wil dit een verder vat, vir jou wat op die pad is, wat ons oor ons thema oorgaan is, om die pad skoon te hou vir die wat na ons kom, of jy wat vandag die eerste keer besluit, om die pad te loop, die kruis is salvation, die kruis is vergifnis,
Maar te min mense lewe van die kruis af vorentoe. Die ware krag wat ons uitvat, om te kan doen wat ons nodig het om te doen. In Johannes sê dit so mooi, in een van die verse waar hy sê, God is by die woord was by God, en God was by die woord. Kom op 'n stukkie, hy sê, en niks het bestaan sonder die woord. So wanneer ons die woord van die Here vat, wat Jesus is, en ons bestaan, en ons verstaan die krag, die mens, is hy die weg, die waarheid, en hy is die lig. So wat doen hy vir ons? Hy skyn vir jou 'n pad. So wanneer jy jou woord vat, of wanneer jy jou Bybel oopmaak, of wanneer jy iets moet doen, of iets moet aanpak, of 'n verskil moet maak, of jy moet iets sê, of wysheid bring, op enige van hierdie goed, kan dit vir jou die stepping stone wees. En ek dink as ons soos hierdie flitslig weier, om daai konneksie te hê, wat die ware krag is, begin ons snaaks skyn. Ons begin skyn en ons begin dowwer en dowwer skyn. En weet jy wat, op die einde van die dag, die wat saam met jou loop en self vir jou eie voete, skyn jy nie meer daar nie, die pad wat jy moet loop nie. Die pad word dan duister in 'n way. So, ek wil by jou kom om te sê dat, 'n voorbeeld te gee, baie mense, en ek het niks teen dit nie, hulle weet wie om te bel as daar iets fout gaan geestelik. En ek het hierdie stel sleutels gebring. Wat ek wil vir jou noem vandag is dat daar's deure en sleutels in jou lewe. En hoe belangrik 'n deur en 'n sleutel is. Baie mense wag vir hulle 'n deurbraak. Hulle sê hulle wag vir die deur om oop te gaan. Maar ek wil vir jou vandag sê dat die kleinste sleutel sluit die grootste deur oop. En jy moet verstaan dat hierdie sleutel wat ons vandag vat, the means of the cross, hierdie vers van ons, 1 Korintiërs 1 vers 18, is 'n sleutel om iets oop te sluit. Die deurbraak wat jy miskien verwag, of die deurbraak wat jy nie weet nie, of dit wat jy nodig het om verby die vlak te kom waar jy is. Onthou, een van ons dinge wat ons gesê het, is 'n stepping stone. Jy het 'n trap nodig om verby te kom. Jy moet een level opgaan. Die sleutel, soos ek hier vashou, hierdie sleutel van hierdie vers, is daar om vir jou oop te sluit wat jy nodig het, om jou volgende skuif te maak, of jou volgende besluit te maak. Wat so belangrik is oor deure en sleutels, is dat 'n mentor kan 'n deur wees. 'n mentor wat 15 jaar geloop het, of 'n pad klaar gestap het, hy het sy pad al oopgeloop, kan jou soveel tyd spaar, dat jy nie hoef die foute te maak nie. Maar dis baie belangrik, dat jy nie weier nie, weier om in te skakel nie, of weier om wat, geleer te word nie. So, die Heilige Gees kom en hy sê vir ons, nou dat jy gered is en die Heilige Gees het jy nie meer iemand nodig om iets te leer nie. Hy sê nie dat jy's unteachable nie. Hy sê dat nou dat jy die waarheid het, sal jy die waarheid ken, so dat jy kan kom. Baie mense isoleer hulle self, so hulle kom nie by hulle deure uit nie. Maar ek wil dit een verder vat vandag. Jy kan hierdie besluit maak vandag, en waar jy sit, en sê vir jouself, as ek verstaan wat hier aangaan, hy sê as jy glo, met jou hart, en bely met jou mond, dat Jesus Christus, jou verlosser en saligmaker is jy gered. As jy besef vandag, dat die ware krag van hierdie vers, lê in die kruis, in the means of the cross, die betekenis van die kruis, sluit jy vandag iets oop. Maar onthou, dan kwalifiseer jy om 'n deur te wees, vir iemand anderste. En jy kan 'n sleutel wees vir iemand anderste. Deur hierdie skrif te deel, sluit jy weer iets oop vir hierdie volgende persoon. En ek praat met elke man al buitekant, wat nou daar is en jy sit en gesels met jou gesin, of jy praat buite, of jy het die voorreg om hulle te bedien met die woord, het jy vandag 'n sleutel gekry, en so ook elke een van ons episodes, tot ons getuienisse. 'n Getuienis is daar om jou te stig weer in geloof, om te sê en te wys dat die Here in elke vorm en elke mens is hy betrokke. Vat 'n oomblik nou en sit net en dink by jouself, dat die skepper van die heelal stop by elke persoon. Hy is so lief vir jou, dat hy stop by jou en hy maak seker, jy kry die nodige dinge om deur die dag te gaan. Gee ons vandag ons daaglikse benodighede, is deel van die Onse Vader. Maar hy vra iets, dis soos die kragstasie met hierdie flits, daar was 'n unlimited power supply, maar hy het nooit connect nie, hy wou dit nie geneem het nie. Ons is daar om te verstaan dat jy's ver verby die kruis word nooit afgeskryf nie. Dis deur die kruis wat ons kan doen en beweeg en die voorreg te hê wat ons het, om daar te wees, want die kruis het wat vir ons gebring, die Heilige Gees. En die Heilige Gees is daar om ons te stig en ons te help om vorentoe te beweeg.
Ons Matteus 5 en 6 en 7 is so baie belangrike aspek, en ek wil so 'n bietjie by 5 stop, en ons gaan nie in die skrif en lees nie, net so 'n bietjie aanhaal op hom. Hy sê daar is 'n posisie wat jy moet inneem op 'n tyd. Hy sê ons moet lig wees soos die flits, ons moet skyn, ons moet hoop bring, maar hy sê jy moet ook sout wees, jy moet atmosfere kan verander. En as ons by die punt kom wat ons verstaan, ons moet atmosfere verander en ons moet lig skyn, het ons nodig om wat te doen? Om in te skakel. Ons moet smaaklik wees. Hoe is ons smaaklik? Dit is baie belangrik, dat die liefde van Christus en die manier hoe ons dink, praat en dinge doen, en al hierdie aspekte, en dan gaan dit weer vir ons lees. Jy kan 'n kanaal wees vir iemand, met jou woorde. Jy kan bemoediging bring, courage, dapperheid bring, deur jou dade, deur te staan. Jy kan 'n sisteem wees vir iemand, deur die kruis. Jy kan die sleutel wees wat oopsluit 'n sisteem. Jy kan die pad aanwys na die kruis toe. Ons het so 'n theme song van ons, van Wild Horses, waar die hele ding gaan om by die rivier uit te kom. Die bron van krag, dis die Here, dis wat ons oor praat, dis sy teenwoordigheid. En jy kan daai pad wees vir iemand, deur die kruis en die krag wat jy gee, deur wat te sê, te belang te stel. Maar die groot ding is, ons moet vandag regtig oopsluit. Die ander kant is krag. Jy kan die krag wees vir iemand met wat jy glo en wat jy sê en wat jy spreek. Waar jy staan en besef en sê vandag, ek staan op hierdie vers is myne. Ek sluit vandag om oop. En weet jy wat? En ek hou hierdie deur oop. Met wat? Met geloof. Hy sê geloof is een van ons episodes, moet in iets wees. Jou geloof moet op iets wees. Dit is so mooi wat hy sê bou alles op die rots. Ons praat in die altars, ons praat van 'n altaar, wat Jesus is. Ons moet op die cornerstone, dit is hy, moet jy bou. So vandag as jy buite is en besluit jy wil iets begin, vat hierdie vers en begin met hom vandag. En vat en maak seker dat jy hierdie vers inneem, en dat hierdie vers vir jou 'n werklikheid word, en dat jy nadink oor dit, en verstaan dat die vers is die bron, die means of the cross, dit wat verby die kruis is, dat ons 'n lewe begin lewe van die oorwinning van die kruis af. Want ons het 'n werk om te doen. Ons het nodig om hierdie pad skoon te hou vir almal wat na ons kom. Hierdie wild horse is 'n perd wat 'n pad hardloop. Hy hardloop die pad, jy sal sulke veldpaadjies kry in die jagveld of op 'n plaas waar die bokke en die diere loop. Hy moet skoon geloop word. Maar jy gaan goed vuistop aan die kant. Jy gaan krag nodig hê. Maar jy moet gedurig weet en jy moet net nie stil staan nie. Dis 'n aanhoudende beweging op daai pad. Saam met die een wat jou lei, saam met die toom wat in jou mond is, hy gaan jou wys wat om te doen. Ek wil terugkom om te sê iets wat vir my staan. Die heel laaste een, hy sê 'n tegniek. Is 'n tegniek, daar's 'n openbaring, daar's 'n manier. Jy moet gaan opoffer. Jy as 'n koning van jou huis. 'n Koning is iemand wat oorlog maak teen die vyand. Jou geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar die owerhede. Jy as 'n koning moet 'n oorlog voer, maar ook 'n koning moet wysheid bekom deur te sit en te sê, wat sê die Here oor die situasie wat ek is? Wat sê die Here se woord? Wat is die way? Wat is die tegniek wat ons moet neersit en uitvoer om oorwinning te kry in my en my gesin? Maar die werk begin by my en jou vandag. En soos almal van ons, al sekere mense wat soos 'n flitslig is, en jy moet gaan regtig inkyk by jouself en kyk, kan jy regtig kom op die punt waar jy kan sê dat ek skyn nog steeds optimaal waar die Here wil hê ek moet skyn? Is ek vol? Is ek vol genoeg om uit te gee? Of die bietjie wat ek het, kan ek nie uitgee nie, want dan raak ek soos hierdie flitslig, ek kan niks gee nie. Die Heilige Gees is die ware krag van ons. En as jy vandag net kan verstaan, dat ons kernvers sê vir ons, hy sê dit duidelik vir ons, hy sê vir hulle wat nie weet wat daar gebeur het nie, is dit nutteloos. Maar vir jou wat weet wat daar gebeur het, dit is alles. So skakel in, vat hierdie vers, is 'n klein gedeelte om in te kom. Daar's kernverse wat ons met julle sal deel, wat ook so belangrik is, Matteus 5 vers 3, waar hy sê daar is 'n punt, hy sê geseënd is julle wat is poor in spirit, because the king of heaven is yours. Dit is so belangrik om te weet dat wanneer ek weak is hy sterk. En dit kom by 'n punt wat ons moet aanhaal om te sê, die begin is om te surrender. Hoe surrender jy? Jy surrender al jou sterkpunte, want dit gee ons. Maar die Here wil ook al jou swakpunte hê.
dit wat jy mee sukkel, you have to surrender it to him. Wanneer jy daar kom en besef, jy kom verby die pride en denial, want baie mense hulle deny nie, ek is nie weak daar nie, maar jy weet jy's daar, jy's prideful. As jy daai goed kan neerlê, dan kom ons op die punt waar die Here met ons kan werk. Ons kan vorentoe beweeg, ons kan kyk en ons kan weer besef dat dit wat die Here vir ons beplan het, die pad wat ons van praat, nie net vir ons nie, maar vir almal wat na ons kom, opvolgers kom. Maar ek wil jou uitdaag dat jy kan onthou, jou die sleutel. Jy kan 'n sleutel wees vir iemand se volgende deurbraak. Baie van ons sit en wag en ons duisende sleutels en deure. En dit is so belangrik, as 'n deur toegaan, dan is almal amper onstuimig om die deure toegaan. Want weet jy wat, jy weet nie van jou sleutels nie. Maak seker jou sleutels, dis geestelike mense om jou, dat jy by hulle kan inhaak en sê, waar is die volgende deur? Die deure is daar, jy kan 'n deur wees. Weer herhaal sal ek myself herhaal om te sê, jy kan 'n deur wees. En ek wil graag net weer hierdie hele ding lees. The means beteken a avenue, a path, a channel, a measure, 'n maat. Jy kan 'n mate wees wat mense nodig het. Daai klein bietjie nodige, daai klein bietjie antwoord hê om iemand verby hulle 'n hindernis te kry. Courage, ons dink aan Dawid en Goliat. Hy het 'n army mag met sy dapperheid, het hy laat advance, laat wen, laat vorentoe beweeg. Ministry, dit is baie belangrik. Bediening is deel van dit. Is iets wat jy kan uitlewe om iemand te bedien. Die Here Jesus het gekom om te dien. Dis 'n voorbeeld vir ons. Ons moet inskuif daar. Is weer equipment en is 'n mode, is 'n metode, is 'n faktor. Wat 'n sterk woord, 'n faktor. Is 'n factor. Dit is 'n ding wat sement is 'n ding wat jy op kan bou. Is 'n cornerstone, dis power, is 'n steem. En ek like it, 'n stepping stone. Sometimes het jy dit net nodig. Jy het net nodig om so 'n bietjie op te staan, bietjie hoër te kom. Want weet jy wat, the enemy comes in like a flood, but God will raise a standard. So hy standard wat hy net raise, hy standaard wat hy daar neersit, wat jou net daai stuk opbring om genoeg om te beweeg. Die roete, die weg, die tegniek. En dan wil ek vir jou sê, die bloed van Jesus in die kruis, saam, is een van ons kombinasies wat ons op kan staan. Dieselfde bloed, van 2000 jaar terug, die krag van die bloed is vandag nog steeds beskikbaar. Ek dink ons kom net op 'n punt, wat ons moet besef, ons moet weer net begin staan op iets, en ons moet vir hom vat, en ons moet dieper delf, en net weer vra, is daar enige weerstand in my? Is daar iets wat ek nie van weet nie? Is daar iets wat ek kan neerlê, Here, wat my hinder? Maar ook die belangstelling. Een van ons episodes wat ons oor gaan praat, gaan ons 'n bietjie praat oor hoe om hom te soek. Waarom moet ons hom soek? Wat is die verskil as jy iemand soek? Maar ek wil nie te veel uitbrei daaroor nie. Vandag gaan dit oor die cross, the means of the cross, die kruis, die belangrikste ding. Ons kernvers sê, dis die ware, die source of power, die bron van krag. Ek wil vir jou daar sê vir buite, as jy nog nooit gehoor het van die kruis vandag nie, nog nooit gehoor van salvation nie, dit is vir jou daar. Verlossing is die kruis. Maar ek wil vir jou sê, dis die begin van hierdie wonderlike pad wat jy moet stap saam met die Here. Maar dis 'n plek waar jy moet begin. Daar's 'n hele stap. Volg dit. Dis deel van ons reekse wat ons opgeneem het wat sê die burning bush, wat is geloof en ons getuienisse. Maar vandag is 'n dag wat jy moet kom en as jy op die pad is lank, dit is tyd om weer te recharge. Skakel in. Laat die bron van krag, die onuitputbare bron, weer begin in jou beweeg. Dat ons kan doen en sê wat ons moet wees. Ons sal kom om te delf, om te sê dat as jy net vat die sout en lig, dis wat die wêreld nodig het. Elke atmosfeer het dit nodig. So 'n tyd soos dit, ons het meer nodig as wat ons almal dink. En ons kom terug om te sê, by the means of the cross, ons sal oorwinning sien. Die woord meer as oorwinnaar, dis beskikbaar vir ons. En dan kom ons by die laaste stukkie wat ek wil oor praat, wat saam met hierdie ding inskakel. Ons kry die autoriteit, weer eens deur die means of cross, van die kruis, om op te tree en, sal ek sê, as 'n koning, gesag uit te voer. Maar hier is die kernding, dominion. As jy nie die aksie neem van dit nie, as jy nie die geloof vat en dit in aksie insit en dit begin toepas nie, kan jy nie dominion nie. Jy sit met autoriteit, maar jy sit met geen oorwinning nie. Dis hoekom ek gesê, die koning gaan op 'n tyd met oorlog maak. En nie oorlog met mense nie, nie oorlog met sy familie om hom nie, maar oorlog voer vir grond en territory, gebied. Dit bedoel in jou eie lewe, in jou eie gewoontes,
jou goed wat jy toegelaat het, wat jy die wêreld laat in jou in spoel het, en wat jy gekies het wat normaal is. Maar hierso lê ons weer voor, dat by the means of the cross, elke een van hierdie punte, is vir jou om te sien, waar jy die wêreld toegelaat het, op wat het jy gebou? Jy het miskien op vrees jou besigheid gebou, jy het miskien op vrees jou loopbaan gebou, jy funksioneer miskien onder vrees, jy het op vrees, op 'n steen gaan bou. En onthou wat sê die woord sê die storm het gekom vir die wyse ou en die dwaas, maar die verskil is op wat hulle gebou het. So wat ook al, as jy jou huwelik gebou het op een of ander ding behalwe Jesus, en daar kom 'n storm, dan gaan jy dit voel. Maar kom vandag en sê, Here, kom ons breek die mure af. Ons kom weer by die fondasie en ons begin die ding reg te bou. Dis die voorreg wat ek en jy het in 'n tyd soos die, om te kom en te sê, kom ons vra die Here, ons breek af, en ons begin te bou op Jesus, en op die kruis, in the means of the cross, en ons begin van die kruis af ons lewe te bou vorentoe, voordat ons in 400 km/h vorentoe hardloop, en net alles wil aanpak. Kom ons begin die fondasie reg doen, want as die fondasie reg is, dan kan jy die gewig dra van wat jy geroep is om te doen, as 'n koning, profeet en priester van jou huis. Maar ek wil dit verder vat. Hy sê, as jy verby jou huis gaan, begin ons met ons buurt, verby jou buurt, begin jy met jou stad, verby die stad, dan begin jy met die wêreld te gesels. Ons het 'n groot werk wat voor lê, dis 'n exciting pad, dis 'n pad wat jy kan vertrou, die een wat op jou rug is, wat jy die toom voor gaan gee, dis jou keuse daai, dis die krag van keuse. Gee dit vir die Heilige Gees, of gee jy dit vir die vyand? En nou wil ek hierdie ding net vir jou uitbrei, in 'n vinnige voorbeeld. Daar's soveel rolle wat jy moet vervul as 'n man. Jy moet 'n pa wees, as jy kinders het, jy moet 'n man wees as jy getroud is, jy moet 'n seun vir 'n ma wees, 'n seun vir 'n pa wees, jy moet 'n boetie wees, 'n sussie wees, jy moet 'n man in die gemeenskap wees, jy moet 'n man wees van die tegnieteit, jy moet 'n godsman wees in jou area, en so ook in die wêreld. Ons het soveel goed om voor te staan, maar ons het nodig om terug te kom om te sê, Here, gee vir ons hierdie klomp woorde, die metodes, die aksie, die pad, saam met die woord en die Heilige Gees, om my reg te kry om 'n pad te loop, sodat ek kan vervul wat ek moet doen as 'n man op hierdie aarde. Nie net in my huisgesin nie, maar waar dit begin is by jouself. As jy jouself verander jy die wêreld. As jy jouself verander jou huisgesin. Die ding lê dat is 'n persoonlike verhouding wat jy met die Here moet doen. En vandag is jou dag. As jy ingeskakel het op hierdie episode, en dis jou dag vandag, hier is jou call. God is calling us. Calling us for what? To be what? Disciples, not just followers. We're not just followers of Christ. We're disciples. He who is teaching the ways of his teacher. Dis 'n disciple. Discipleship. So, ek wil vir ons regtig afsluit met 'n gebed hierso vandag, en gesels om te sê, weet jy wat, vir almal wat miskien stoei, of het nie verstaan het nie, of het nog nooit die kans gekry het nie, ek wil jou bemoedig vandag is, daar's nog genoeg tyd. Moenie kyk na jou ouderdom nie, moenie kyk na jou situasie nie. Onthou wat hy gesê het, hy sê, kyk na die kruis. Kyk na die kruis, kyk na die werk van die kruis. Kry die krag om uit jou situasie uit te kom. Kry die krag om jou beter besluite te maak. Kry die krag om iemand te vergewe. Kry die krag om vir jou Here te sê, het 'n fout gemaak. Kry die krag om ongeloof uit te stuif. Kry die krag om te sê, weet jy wat, hierdie siekte gaan my nie onderkry nie. Vat die krag en kom in die woord en kyk wat die Here vir jou kan sê. Laat hy vir jou lig skyn. Laat hy vir jou 'n metode gee om hierdie ding te oorwin wat in jou pad staan. Hierdie Goliaths en al die giants in jou lewe. Daar's 'n metode. Dis die kruis en die Heilige Gees. Hy gaan vir jou wys hoe om dit te doen. Maar jy gaan met tyd uitkoop. Dis deel van die equation, dis deel van die sal ek sê die resep is om tyd uit te koop en te sit, maar dit begin by jouself. Vir ons al buitekant, kom ons doen 'n gebed. Ek wil graag afsluit met 'n gebed, dis 'n 2 gedeelte gebed vir die ou wat nog nooit die kans gehad het nie. En dan wil ek bid vir almal wat reeds op die pad is, wat honger is om verder te gaan. Maar ek wil bid dat ons honger sal weer wees, want die Here het iets wat hy verwag van ons. En weet jy wat, het is so voorreg om deel te wees van hierdie groot beweging wat ons het van die Here, om net nog mense te wen vir sy koninkryk, omdat hulle ook sy genade kan kry. Dus dit lê by my en jou, en onthou daai dinge wat ons moet wees. Ons moet 'n man wees vir die wêreld wat die Here geroep het. Vader, in die magtige naam van Jesus, dankie ek, Here, vir 'n geleentheid, Here, dat ons weer net kan besef, Here, dat die kruis is die krag. Wat gebeur het daar? Wat beplan was daar?
die uitwerk van die kruis, wat gekom het, die autoriteit wat Jesus dra. Maar Vader, dankie dat hierdie openbaring, Here, net vir 'n oomblik sal hier wees, dat ons net bekom by hulle wat nog nie 'n kans gekry het nie. Vader, ek bid vir elkeen, Here, wat nou nog nie 'n kans gekry het nie, wat oortuig is in sy hart, Here, dat hy moet U aanneem. Vader, kom ek en ek sê dankie, Here, dat hulle nou kan sê, Here, wees my koning. Wees die koning van my lewe. Here, neem oor, kom in my hart, verander my. Wees met my. Hierdie pad wat hulle van praat, ek is moeg gesukkel, ek is moeg hierdie persoon gelewe wat ek nie wil wees nie, ek wil verander. Here, ek bid vir hulle dat hulle net hulle hand sal opsteek waar hulle is. Of as hulle hierdie ding kyk, dat die hand opsteek is net om te sê, I agree, I want you, Lord, I want you in my life. Ek dank Here vir hulle salvation en die teachings en goed wat nodig is, dat die kanaal by hulle uitkom en dit wat hulle vang. Dat hulle sal opstaan, Here, en dat hulle sal weet. Maar Vader, ek kom vandag en ek bid, Here, hierdie ding wat ons vandag gekry het, vir elke een wat op die pad is. Stir a hunger in us, Lord. Help us, Lord, to understand. Dat ons weer sal inskakel en inplak, Here, dat die krag dat U beskikbaar het vir ons, die Heilige Gees, dat ons al hierdie punte van the meaning of the cross, die goed sal begin aanpak, ons eie lewe sal uitsorteer. Vader, dat ons veranderd sal staan, omdat U ons geroep het tot iets groter en beter, en laat mense agter ons kan aanstap, dat ons vir die lig in die pad kan wys, dat ons weer sout kan wees, Here, dat ons weer smaak kan bring in hierdie lewe, wat die hoop is, en die liefde kan uitstraal soos nooit tevore nie. Vader, ek dank Here vir elkeen wat hier sit, wat 'n hindernis in hulle het, wat hulle toegelaat het in die naam van Jesus, by the authority of Jesus Christ and by the power and the full work of the cross. Ek breek elke hindernis, limitasie wat die vyand geplaas het in hierdie mense se lewe. Here, gee hulle insig dat hulle kan sien, Here, dat wat uit plek het is, dat hulle dit kan repent en dat hulle kan herstel, Here, en weer die mure kan bou op die regte fondasie. Ek dank U daarvoor, Here, dat U altyd beskikbaar is vir ons. Dat U wat die heelal bestuur en U gemaak het en geskaap het, Here, by ons elkeen sal stop vanaand en in die diepte by ons sal staan, dat ons kan sien wat om uit te sorteer en gee ons die metodes, die tegnieke, die pad om te loop, sodat ons kan beter wees, Here, en U naam kan groot maak. Ek bid dit in Jesus naam. Amen en amen. Also, kom ons aan ons einde. Onthou sleutels, jou deure en onthou die flitslig. Want hierdie einste flitslig wat ons nou het, hierdie ouetjie is nou, gaan nou eerlik sê, hy is maar nou net 'n stukkie staal met 'n fancy paar knoppies. Hy het geen krag meer in hom nie. So ons moet nie dit word nie. Kom ons word nie dim nie. En tot 'n volgende keer, dan kuier ons weer lekker saam. Dis 'n voorreg om weer saam met julle te wees. Tot 'n volgende keer. Keep the trail clear.